Julle kan julle Bybels blaai na Exodus 3. Ek gaan terwille van ons besoekers in Engels ons Exodus 3 lees van vers 1 tot 15. Our scripture reading is from Exodus 3, verse 1 to 15. This is the word of the Lord. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the ground where you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt? And he said, I will certainly be with you. And this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers have sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Moreover, God said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. And this is my memorial to all generations. Ons lees net tot daar die Here se woord. I'm also going to read from the Catechism. It's from Lord's Day 36. We're going to look at the third commandment. So the question is, what is God's will for us in the third commandment? And the answer that we neither blaspheme nor misuse the name of God by cursing, perjury, or unnecessary oaths, nor share in such horrible sins by being silent bystanders. In a word, It requires that we use the holy name of God only with reverence and awe,
so that we may properly confess him, pray to him, and praise him in everything we do and say. Then question 100. Is blasphemy of God's name by swearing and cursing really such serious sin that God is angry also of those who do not do all they can to help prevent it and forbid it? Yes, indeed. No sin is greater. No sin makes God more angry than blaspheming his name. That is why he commanded the death penalty for it. Van die begin af is name 'n belangrike tema in die skrif. Adam kry die opdrag om die diere name te gee. En is deel van sy opdrag om te heers. En hy benoem ook sy vrou, Eva. Naam gee gaan saam met die opdrag om te heers. Naam gee wys op gesag. En hulle twee, Adam en Eva, gaan dan aan om vir hulle kinders spesifieke name te gee vir spesifieke redes, maar is hulle, die ouers, gee vir die kinders name. En dis nog steeds 'n groot ding om vir jou kind 'n naam te gee. Selfs by ons in die Weste, waar name nie meer veel iets beteken nie, is naam gee nie 'n ligtelike saak nie. Dis belangrik. Mense sit vir maande en tot oor watter naam gaan ek nou vir my kind gee, want dis die naam wat my kind vir die res van sy lewe gaan hê. Dis wie hy is. Maar wat baie belangrik is met name, is dat elkeen van ons jou naam gekry het. Dis vir jou gegee. Iemand anders as jy het gesê, ons gaan jou so noem. As ons jou gaan roep, gaan dit met hierdie naam wees. En selfs as jy titels kry, as jy nog 'n ekstra titel of 'n naam by jou naam kry, dokter of professor of wat ook al, dit word vir jou gegee. Koningskap word gegee, is 'n naam wat bykom. Dis nie jy self nie, jy word aangestel deur iemand anders. Niemand van ons is so oor onsself aangestel dat ons ons eie name kan kies nie. En waar dit vandag plaasvind, gaan dit gewoonlik saam met hierdie geweldige trots teen die Allerhoogste. Dis 'n teken van trots as ek nie my naam wil hê wat vir my gegee is nie. Maar natuurlik, daar is sekerlik uitsonderings. Maar dis trots teen die Allerhoogste. Dit gaan saam met daai trots van ek wil ook nie die geslag vat wat vir my gegee is nie. Maar daar is een wat homself sy naam gegee het. Hy moes homself sy naam gegee het, want daar's geen gesag bo hom nie. En dit is God. God se naam is nie net 'n naam nie. Dis nie wat ons gekies het om hom te noem nie. Dis nie uitgedink deur mense nie, want onthou, benoem wys gesag. Ons het nie gesag oor God nie, hy het gesag oor ons. Hy is die hoogste gesag, niemand het hom benoem nie. Hy benoem homself. God se naam is die naam bo alle name. Sy naam is die eerste naam. En daarom ook, sy naam vloei uit wie hy is. Hy is, en daarom is dit ook sy naam. Jahwe, Here. Julle sal sien dat die derde gebod sê jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Dit skuif van die eerste persoon in die eerste en die tweede gebod na die derde persoon. So die eerste en die tweede gebod praat die Here van
met die woorde my en ek. Maar in die derde gebod skuif dit na die derde persoon. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En die Here doen dit vir 'n spesifieke rede. Hy skuif daai klem om die aandag nou te vestig op sy naam, wie hy is. En hy noem homself, sy naam is die Here jou God. Here met 4 hoofletters, Jahwe jou God. Dis die naam wat die Here vir Moses bekend gemaak het by die brandende bos, wat ons nou gelees het. Moses sê vir die Here, maar as die mense my vra, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê dan vir Moses, ek is wat ek is. En dan ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. So die Here sê vir Moses, ek is die een, omdat hy is wat hy is. Ek is die een wat aan myself die naam gegee het, want ek is wat ek is. Daar's geen naam bo my naam nie. Hy is die een wat uit homself bestaan, totaal onafhanklik, sonder ma en pa. Hy is die Vader van alles, en daarom is alles anders afhanklik van hom. Hy is die een met die hoogste gesag, daar's geen naam hoër as dit nie. So Moses sê, die mense gaan vra, watter God het gestuur? Wat is sy naam? En Moses moet antwoord, wel, die enigste ware God. Die enigste God. En daarom moet hy antwoord, ek is wat ek is. Ek is, het my na julle gestuur. Die een wat homself benoem. Maar die Here sê, is nog iets. Ek net nog hierdie sê, so, dis dan waar die naam van die Here met 4 hoofletters Jahwe, is afgelei daaruit, en daai naam Jahwe beteken dit, ek is wat ek is. Dis waar die Here sy naam dan gee. Maar die Here sê nog iets vir Moses, hy bestaan nie net uit homself uit nie, dit ook, maar hy is ook die God wat in verhouding met mense staan. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God van verbond. Hy is die een wat hom aan mense bekend maak, sodat hulle sy volk kan wees, dat hy hulle God kan wees, en dat hulle hom regtig kan ken. Hy is die een wat bly by sy woord. Hy het in 'n verbond gegaan met hierdie mense, hy wil deur hulle geken word, en dit wat hy vir hulle sê, sal waar wees. Hy sal bly by sy beloftes. Hy is totaal en al toegewy aan sy naam. As hy iets openbaar, as hy iets sê, dan is dit vas aan wie hy is. En daarom kan hy nie anders as om dit te doen nie. Hy kan nie lieg nie, want hy is wat hy is. In die laaste deel van vers 15, so die Here sê, ek is, het my na julle gestuur, en dan gaan hy verder, die Here, die God van julle vaders, en dan daar is nogal 'n lang naam, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur, dit is my naam. So, die Here bly nie net by Jahwe nie, natuurlik dit ook, dis sy naam wat hy daar vir Moses gee, dis sy naam, Jahwe, maar sy naam vloei dan verder uit daai naam uit. Sy naam is hoe hy hom bekend maak aan mense. Aan Abraham, aan Isak, aan Jakob. Uit hierdie natuurlik die hele skrif sien ons God se naam
is baie meer as net hoe hy aangespreek wil word. Dit is wie hy is. Dit is sy hele wese. Sy wese en sy naam is onlosmaaklik. As ons die Here se naam prys, bedoel ons nie ons beprys die letters op papier nie, ons prys die Here in hoe hy homself aan ons wys. Hoe hy homself openbaar. So sien, omdat God sy eie naam gee, en daardie naam wat hy vir homself gee, hy is wat hy is, aan mense bekend maak, is sy naam vas aan openbaring. Hy noem homself vir mense. Hy noem homself sodat mense hom kan ken. So hy moet homself bekend maak, want sy eie naam bekend maak, want niemand kan aan hom sy identiteit gee nie, sy naam gee nie. Hy moet homself wys. En daarom is sy naam, hoe hy homself aan ons openbaar. Sy naam kry ons tussen die buiteblaaie van hierdie boek. Dit is sy naam. Hy is wat hy is, en alles wat daaruit vloei. Hoe hy homself aan ons openbaar. Hoor wat sê Psalm 106, vers 8. Hy het hulle verlos om sy naam ontwil, om sy mag bekend te maak. Sy naam gaan saam met sy openbaring. God se naam en sy name verder in die skrif gaan so ver as wat hy homself bekend maak. As hy praat, is dit vas aan wie hy is, sy naam. Maar baie belangrik nou, kyk, wie praat met Moses by die bos? Dis die engel van die Here. Dis die Here self, dis baie duidelik in Exodus 3, dis die Here self wat met Moses praat, maar in die begin staan daar, dis die engel van die Here, of die boodskapper van die Here. So, dis die Here self, maar ons ook onderskeid tussen die Here en die engel van die Here. En die engel van die Here is niemand anders as die woord van die Here nie. Dis die tweede persoon in die drie-eenheid wat God openbaar. Dis die seun van God wat met Moses praat. En hierdie is so belangrik, die naam van God word bekend gemaak deur die seun, deur die openbaarder, deur die woord. Hy het uiteindelik vlees geword sodat ons liggaamlik sy naam kon aanskou. Daar was die beliggaaming van God se naam, Jesus. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hy het vleis gekry sodat ons waarlik sy naam kan ken. Hier voor ons, 'n mens soos ons, om God se naam te openbaar. En dis presies wat hy gedoen het. Hy sê dit self in Johannes 17 vers 6. Hy sê vir sy Vader, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Ek het u naam geopenbaar. Dis wie hy is. En alles wat Jesus gedoen het, was om sy Vader se naam bekend te maak. Hy is die Here, die een wat nie kan lieg nie. Hy is wat hy is. Jesus wys dit met alles wat hy sê, alles wat hy doen. Sy hele bediening wys Jesus, Jahwe verlos. Dis sy naam. En al die ek is uitsprake wys dit, hy is wat hy is. Hy wys homself, want hy self is Here, Jahwe. Hy wys sy naam. Ek is die lig van die wêreld, ek is die brood van die lewe, ek is die goeie herder, ek is die opstanding in die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die ware wynstok. En uiteindelik as hulle dan vir hom vra, is hy die seun van die mens, die Christus? Dan antwoord hy, ek is. Hy openbaar gewoon wie hy is.
Hy openbaar die Vader. So Jesus se bediening, al sy openbaring, van die begin af, van Genesis af tot die laaste openbaring, is sy naam. Hy wys sy naam in hierdie bladsye. Hy is wat hy is. Oom Attie Bogaerts sê in sy een boekie oor die derde gebod, wil jy weet hoe spel mens die Here se naam? B-I-B-E-L. Dis hoe ons die Here se naam spel, Bybel. Die hele skrif, die hele evangelie is die uitspel van wie God is. En die Westminster Groter Katekisme sê ook die derde gebod gaan oor hoe God hom openbaar. En dit is daarom die oortreding van die derde gebod gaan dan ook oor hoe jy hierdie boek gebruik. Die naam, die openbaring van God. Dit is belangrik as ons dan nou kom by die derde gebod. God is sy naam en sy naam gaan saam met sy openbaring, hoe hy hom aan ons bekend maak. So wat bedoel die Here nou as hy sê, jy mag sy naam nie ydelik gebruik nie. So die woorde self sê, jy mag nie sy naam oplig tot niks nie. Jy mag nie sy naam gebruik asof dit niks beteken nie. Sy naam op jou lippe vat, dit praat, sonder dat jy praat met die nodige eerbied en respek nie. So jy praat asof hy, sy naam en daarom hy, nie waardig is vir alle eerbied en respek nie. Jy mag nie van God praat asof die manier hoe hy homself openbaar waardeloos is nie. Dit wil nie sê dat ons nie die Here se naam mag gebruik nie. Ons moet, dis juist die opdrag, ons gaan nou daarby uitkom, ons moet die Here se naam gebruik. Wat verbied word is die misbruik van sy naam. En natuurlik, daar is 'n string toepassings wat ons hier sal kan maak. Ons kultuur in die Weste het geen agting vir die naam van God nie. En God en sy openbaring het totaal irrelevant geword en dan moet dit ons nie verbaas as ons dan nou die Here se naam sien as 'n stopwoord nie. Links en regs. As God irrelevant word in 'n samelewing, dan gaan die misbruik van sy naam noodwendig volg. Dis 'n simptoom van wat hierdie samelewing dink oor God self. Maar as ons verstaan hoe ernstig God oor hierdie gebod is, oor sy naam, moet ons sidder. Hierdie het in ons kultuur so algemeen geword dat ons nie eens meer skrik as dit kom nie. Maar God is so ernstig daaroor. Hoor wat sê die katekismes, daar's geen groter sonde. Baie mense gooi gewoonlik die ding van alle sondes is gelyk voor die Here. En dit is so in die sin dat alle sonde verdien die ewige dood, maar katekisme sê nie alle sondes is gelyk nie. Daar staan, daar's geen groter sonde of een wat God meer vertoorn as die lastering van sy naam. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Ons moet sien hoe ernstig hierdie oortreding van hierdie gebod is. Die Here se naam is heilig. Hy is totaal en al toegewy aan sy naam. Nog 'n manier hoe die gebod oortree word is deur valse eedswering. Nou, daar's 'n hele Sondagsafdeling daaroor en ons gaan dan volgende week daarna kyk. Maar dit is om God se naam te gebruik om jou eie saak te stel en jy roep God as getuie om jou woorde te waarmerk terwyl jy lieg. So jy maak God ook 'n leienaar. Jy gooi sy naam met modder. Wat in die skrif nog duidelik is
towery en valse profesie. En hierdie is waar dit nou inkom, dat die derde gebod gaan oor alles wat die Here openbaar oor homself. So towery is om die Here weer eens die Here se naam te gebruik vir jou eie doel. Die Here se naam word hierdie toormiddel. Ek uiter woorde asof dit God se woorde is. In die naam van Jesus beveel ek hierdie siekte, terwyl jy geen so gesag gekry het nie. Valse profesie is dan om jou stelling te verhef tot skrif, sonder dat jy noodwendig eers sê, so sê die Here. Dis net deur jou woorde so waar te maak soos God se woorde, en daarmee minag jy God se openbaring. Jy sê, hierdie woorde van my is profesie, dit hoort eintlik in die Bybel, deur die manier wat ek optree. Ag, en daar's 'n klomp sektes wat dit doen, sektes wat woord wil bysit by God se woord, en dis 'n groot kenmerk van sektes, is dat hulle ietsie bysit by die skrif, of dit nou is Israelvisie of die Mormone of die Apostelsekte, hulle sit alles by die skrif, en is oortreding van die derde gebod. Maar hierdie gebeur ook as ons sê, die skrif is nie genoeg nie. As die skrif duidelik sê hy is genoeg. En as ons probeer dan om ons eie waarhede oor 'n onderwerp waar die skrif sê hy is genoeg, as ons eie waarhede langs die skrif wil sit, en te sê, hierdie is so waar soos God se woord, soos God se openbaring, terwyl die skrif alleen reg het op daardie plek. Ons misbruik die Here se naam, sy openbaring, deur te sê die skrif is nie genoeg om ons te leer hoe ons van hierdie sonde genees kan word, of wat is goeie werke nie. Die skrif is nie genoeg om iemand van pornografie te bekeer nie, of om te help om hierdie angs te hanteer nie. Ek sal ander hulpmiddels soek, en daai ander hulpmiddels sit ons dan langs die skrif. Ek misbruik die Here se naam, ek hef sy naam op tot nutteloos. Dit gaan saam met die verdraaiing van die skrif vir my eie doel. So, ek gebruik God se naam om my doel te dien weer eens. Wanneer jy met die skrif valse leringe probeer bewys, wanneer jy tekste verkeerd toepas, wanneer jy tekste uit konteks uithaal om jou belange te dien, soos Filippense 4 vers 13, ek sal alles in staat deur Christus wat my krag gee. Christus gaan my krag gee vir my doel wat ek vir myself opgemaak het. Natuurlik dwaalleer self ook. Dit verdraai hoe God hom aan ons openbaar, sy naam. As ons by Christus se volkome werk, ons goeie werke wil byvoeg om ons regverdig te maak, as ons sê ons is daarom nie so sleg soos wat die skrif sê nie, dan laster ons hom. Ons maak hom of 'n leenaar, of een wat nie so heilig is nie, of een wat nie goed kan skep nie. Ons belaster ook Christus se naam verder, as ons die naam Christen dra, en lewe soos die wêreld. Ons sleep sy naam deur die modder. En een van ons sê, ons is hier gehoorsaam aan die derde gebod. As ons die naam Christen dra. Aan die uiterlike kant, Christene wat suiplappe is, volleuns, vroueslaners, en aan Sondag in die kerk sit en sê hulle is Christene, belaster die heilige naam van Christus. Maar net so, as ek nou hier psalms sing, ek
prys die Here met dieselfde mond, as wat ek net nou op my vrou gaan skree. As ons met ons optrede enige iemand laat wegdraai van God se ware openbaring, 'n struikelblok is, belaster ons sy naam. Dis soos daai versies wat ons in Maleagi gedoen het, die vermeteles wat sê, dis nie waardig om God te dien nie. Daar's geen nut daarin om hom te dien nie. Dis om sy naam te laster. En Christene doen dit as hulle wys, dit is daarom nie so goed om die Here se naam te dien nie. Hy het nie so groot impak op my lewe nie. Ons katekismes noem nog iets. As ons stil bly en hierdie sondes toelaat. As ons nie doen wat ons by magte is om te doen as God se naam en sy openbaring belaster word nie, is ons skuldig. Om neutraal te wees, maak jou skuldig. So daar is nie so iets soos neutraal wees nie. Neutraal is aan die skuldige kant. Om nie kant te kies vir die Here se naam en sy naam te verdedig in die gesig van dwaalleer en laster nie, is die oortreding van hierdie gebod, wat maak jou skuldig. En die kerk kan skuldig wees as 'n geheel, as die kerk nie sê wat God sê oor hierdie onderwerpe waaroor hy gesag het nie. Hierdie neutraliteit is dan ook as ons sê, God se woord het nie seggenskap oor sekere areas nie. Ons moet nie God se naam hier gebruik nie, want dit is neutraal. Of dit nou is die regering, of by sport, of by kuns, of wat ook al. God se naam is die hoogste naam bo alle name, en daarom is sy gesag van sy naam oor elke millimeter van hierdie aarde, oor elke sekonde wat al ooit verbygegaan het en nog sal verbygaan. Daar is dus geen plek waar sy naam nie gebruik kan en moet word nie. Sy naam moet gebruik word. Maar as ons sê, nee, hier is 'n neutrale plek, dan is ons skuldig hier. Die gebod bly natuurlik nie net by verbiedinge nie, dit wat verbied word nie. God gebied ook in die gebod. Die katekisme sê dat ons die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied moet gebruik nie, sodat hy deur ons regbely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. So eerstens, ons moet sy naam gebruik. Ons moet. Sy naam vereis dit. Ons moet sy naam heilig, soos wat ons bid. Laat u naam geheilig word. Laat dit in ons eerstens wees. Laat u naam heilig wees by ons. Daarom moet ek sy naam gebruik. Sy naam en die openbaring moet op die regte plek in my lewe wees. Dit is, sy naam is die belangrikste en die allesomvattendste op elke gebied van my lewe. Sy naam sê hy het 'n sê en 'n reg op elke gebied in jou lewe. Want hy is die een wat nie 'n naam gegee is nie. Hy is sy eie naam. Daarom moet ek sy naam gebruik op elke gebied. Christus is koning oor alles en daarom moet sy naam oor alles wees. Dit beteken dan dat ons moet ontzag hê vir wie die Here is. As ek verstaan wie die Here in sy naam is, dan gaan ek sien sy naam moet gebruik word. So ek moet ontzag hê eerstens vir wie hy is. Ek moet verstaan hoe hy hom in hierdie bladsye aan my openbaar. Hy is die Here, die een wat is wat hy is, die enigste ware God. En daarom, as ek verstaan wie hy is, moet ek hom reg leer ken soos wat hy in sy woord openbaar en dan reg bely, reg aanroep
en in al my woorde en werke prys. So daarom moet ons hom dan reg bely. Bely beteken om dieselfde te sê as wat die Here oor homself sê. Ek is verplig om te sê wat God oor elke aspek van my lewe en die samelewing sê. Ek moet hom bely. Die kerk moet haar mond oopmaak en praat. Sê wat God sê oor elke dwaling en elke nuwe onderwerp. Ons moet sê en net sê wat in lyn is met dit wat die Here sê. Om sy naam reg te bely is niks anders as om net te sê wat hy sê nie. Tweedens, ons moet hom reg aanroep, ons moet met hom praat. Ons moet bid. Ek moet sy naam gebruik omdat hy die gewer van alle goeie dinge is. Ek moet bid. Want hy is wat hy is. Dit sê, hy is die onafhanklike een, ek is die afhanklike een. Ek is nie wat ek is nie. Ek is omdat hy my bestaan gegee het. En daarom moet ek bid. Vir alles wat hy beveel om te bid. Vir elke nood en elke sonde en elke tekort en elke uitdaging moet ek sy naam aanroep. Vir elke geestelike en liggaamlike behoefte, soos die katekismus later sê. En dan laastens, hy moet in al ons woorde en werke geprys word. As hy homself openbaar, sy naam vir ons bekend maak, dan is die reaksie altyd lof en prys. Al die gevalle waar gelowiges in die verlede 'n spesiale openbaring ontvang het van God, het op hulle knieë neergeval in ontzag, in lof en prys. Ek moet reageer met my hele lewe en al my woorde met lof. Ek is 'n skepsel voor die een wat is wat hy is. As hy is wat hy is hy die belangrikste wese in die ganse heelal. Want alles anders is afhanklik van hom. So alles wat ek doen, moet wegwys van my af na hom toe. Al my woorde moet wegwys van my af na hom toe. Ja, ons moet met psalms, maar ook met elke gesprek die naam van God heilig. Met geen neutraliteit nie. Elke gesprek moet hom eer. Elke sin wat jy tik, moet in lyn wees met God se openbaring van homself. Want dit is alles omvattend. Sy naam is die naam bo alle name. So, sien julle hoe nodig ons vir Jesus het. Die een wat in wie hy is, as die seun van God, maar ook as Jesus die timmerman, in alle woorde en werke sy Vader geprys het. Altyd. Wat nooit 'n enkele dwaling geuiter het nie. Maar die standaard is van wat is dwaling en wat nie. Wat sy Vader se naam bekend gemaak het in elke gesprek. Nooit neutraal was nie. Altyd afhanklik van sy Vader was. Presies op die regte tyd gebid het, met die regte woorde en presies die regte gedagtes. Elke keer as hy gepraat het, was dit met die grootste ontzag vir wie sy Vader is. Of hy nou sou praat oor diesel engines, en of hy nou sou praat oor die mens se totale verdorwenheid.
Hy het jou skuld van hierdie gebod aan die kruis uitgedra. Hy het jou oortredinge op hom geneem, jou lafhartigheid vir die naam van God, het hy op sy skouers gehad, toe hulle sy naam bespot het. En hy het sy geregtigheid vir jou gegee. Hy het jou gered uit die doodstraf wat jy moes kry. Uit die bande van sonde en Satan. Daarom ook. Sodat jy nou met al jou woorde en werke kan begin om God se naam te prys, hom te bely en hom aan te roep. Amen.